Wat se mense, ek weet baie van julle vra vir my en baie comments op die video's is, jy weet, hoe ervaar my vrou dit en hoe is South Dakota spesifiek nou vir ons en so ja, Hasie, hoe ervaar jy dit hier in Amerika? Nee, dit is baie lekker. Het is vooral lekker om saam met jou hier te wees. Dis die beste. Dankie Here vir dit. Ja. Ons het baie gebid oor dit. Ja nee, ek geniet dit ongelooflik baie. Die mense is ongelooflik welcoming. Hulle het ons aanvaar ons hierso en hulle maak ons tuis en deel van alles. Maar vir my is die belangrikste om net saam met jou te gewees het. Maak nie saak waar ons was in die wêreld nie. En hoe is die werk vir jou? Ek bedoel jy werk by soos by 'n garage convenience store. Hoe ervaar jy die werk daar? Baie lekker. Soos ek sê, dit was 'n aanpassing want ek was in 'n hele ander beroep gewees, maar die werk is eenvoudig en die mense weer eens aanvare mense Baie behulpsaam. Ja, nee, hulle is regtig baie nice en hulle is net dankbaar vir mense wat hulle ook kan help want hier is jy nou in jou somertyd waar die skole, hulle het mos nou 3 maande vakansie en dan raak dit besig en klein dorpie so hulle het nie noodwendig die workforce om hierdie spasies te vul nie. So ons is die ideale kandidaate, ons is hardwerkend, ons is bereid om enige werk te doen en ons word goed betaal vir dit. Ja, ek dink dis hoekom hulle kry gewoonlik by die convenience store kry hulle dames van Hongarye. Nee, Hongarye nie. Hongaries, ja. Ja, As ons dit reg sê. Dis onder Mexico. Ja, daar. So want kyk jy's op 'n H2B visa. Ja. Die H2B en die H2A visas verskil 'n bietjie in terme wat die werkgewer vir jou aanbied en goeder. So hoe werk dit? Ja, wel H2A is agriculture wat op plase en goed werk. H2B is enige werk basies waarvoor daar aanvraag is. Soos daar moet 'n aanvraag wees in die sin van dat hulle kan nie self daai werk vul met Amerikaners nie. So wat die verskil ook daar is, byvoorbeeld klein goedjies wat ek en Jock nou, ons leer ook maar nog, ons weet nie alles nie. Soos jy contribute vir verblyf op 'n H2B visa waar jy nie dit hoef te doen met 'n H2A nie. Soos byvoorbeeld as ons kontrak klaar is, dit het ons ook nou onlangs uitgevind, het ek net 10 dae voordat ek die land moet verlaat. Waar iemand op 'n H2A visa het 30 dae grasie tydperk. En ja, dit is eintlik maar dit, maar dis geen glad nie agriculture nie. So dit kan byvoorbeeld wees konstruksiewerk, soos by winkelswerk. Ek weet soos baie H2B ek nou van gehoor het werk by hospitale, as hotelle. So dit is 'n baie wye range van werk. Carnivals, ja, al daai is alles H2B. Maar ja, nee, dit is maar basies dit, maar ek bly nou saam met Jock. Ja. Maar ek contribute dan nog steeds vir verblyf want as ek nou saam met die ander meisies gebly het, sou ek gecontribute het. Ja. So want ek dink baie mense vra, hoe kry jy H2B werk in Amerika? So daar's ook maar agente. Ek weet daar's soos Neo Horizon. Ek sal 'n paar links in die beskrywing sit onder, maar soos verduidelik gou jou agent. Okay. Want ek wil net gou noem, ons werk vir dieselfde maatskappy, so ons werk vir 'n koöperasiegroep. So ek werk vir die koöperasie, ons bedien die boere, ons spuit die boere se lande, ons plant vir hulle, ons doen al daai tipe goeder so, maar die koöperasie het nou 'n garage, die convenience store. So dis nou so dat hulle kon nie vir Hasie op 'n H2A daar insit nie, so dit moes op 'n H2B. Ja, hulle kry H2B werkers vir die winkel. Hulle het nog altyd, maar soos ek sê, hulle gebruik vrouens van Hongaries. Ons is nie seker of dit reg sê nie. Maar ja, ons was eintlik baie bevoorreg geweest dat daar so 'n geleentheid was vir my. Ons het al 3 jaar probeer om vir my werk te kry in Amerika en dit was nog nooit moontlik geweest nie omdat Jock op plase gewerk het en daar is baie boere wat wel hulle die vrouens laat saamkom en goeders, maar ons was nog nooit so gelukkig geweest nie. So wat gebeur het omdat hulle vrouens van Hongaris het hulle gevoel hulle wil dieselfde agent gebruik. So ongelukkig, my agent is nie van Suid-Afrika nie. Hy is van daar af, van Hongaris af. Maar dit was vir hulle hom ook basies die eerste keer wat hy iemand gehelp het van Suid-Afrika af. So ek dink dit was vir daai agent ook 'n leerproses. Met die ambassades in Suid-Afrika en goeders,
Maar dit was 'n maklike proses geweest, dieselfde as die H2A, jy moet 'n werk kry eers. Eerstens moet jy 'n werk kry. As jy 'n werk gekry het, dan stuur die agent hulle vir jou die werkskontrak goed. Sodra jy die werkskontrak goeders het, dan kan jy eers begin met 'n visa proses. So jy kan nie begin met 'n visa proses voordat jy nie 'n werk het nie. Dit is seker die belangrikste. Sodra jy aansoek doen vir die visa en goeders, want hulle wil by jou weet, waar werk jy, wat doen jy? Goeders, toe ek gegaan het vir my onderhoud vir my visa, was dit die vraag wat hulle my gevra het, wat se werk gaan ek doen, waar gaan ek werk, goeders. So ja, daar is, Jacques het gesê, hy gaan vir julle onderaan kyk, ons sal ook 'n bietjie meer navorsing doen oor die H2B, dis vir ons ook maar nog 'n nuwe ding, as ek dit nou so kan sê, dan kan ons dalk 'n bietjie meer uitvind oor ander agente dalk in Suid-Afrika, as mense dalk wil werk so kry en goeders. Soos ek sê, ons weet nie alles nie, elke dag is maar 'n leerskool vir ons ook. Maar ja, sodra, dan volg jy eintlik dieselfde proses as die H2B. Ja. Kry die visa en dan kom jy oor. Ja. En ek dink ook, ek wil dit net noem, Simple Visas, Maritza van Simple Visas, ek sal haar kontak details ook in die beskrywing sit. Sy het ons ook baie gehelp met raad en advies, want ek dink ons was half bang, omdat toe ek oorgekom het die eerste paar keer, toe wil ek graag hê, my vrou moet vir my kom kuier op 'n visitorsvisa, en ons het toe 'n geleentheid gekry en sy het toe gegaan vir haar visitorsvisa onderhoud en sy's afgekeur. So ons was, toe sy nou moes gaan vir haar onderhoud met die H2B, was ons nou nogal ook redelik nie bang nie. Ek bedoel, ons het geglo, ons het gebid. Ja, ons het nie geweet gaan hulle dit teen mense hou omdat ek afgekeur was nie. En ek was eintlik maar afgekeur omdat Jacques in Amerika werk. Hulle is maar bang as jy kom dat jy nou hier gaan kom werk en jy het nie 'n werksvisa nie. Maar deur die genade, ek het 'n werk gehad, so ek het die visa gekry en ja, hier is ons nou al 'n maand, ek is nou 'n maand en 'n half hierso. En ja, ek geniet dit ongelooflik baie. Mens mis jou familie, mens mis jou mense in Suid-Afrika, want dit is jou kultuur, jy ken alles. Ek sê mos, as ek in my dorp ry, weet ek waar al die potholes is, en jy weet waar is die winkel, en as jy in Pick n Pay instap, weet jy presies op wat raak dit. Dis baie groot aanpassing om net kos te gaan koop. Hoewel ek sê vrou, so seker goedjies is vir my aanpassing. Kos is anders, mense se kultuur hulle is maar anderste. En vir my om aan die ander kant van die pad te gery het, was baie groot aanpassing vir Jacques nie. Hy werk nou al lank in Amerika. Maar die eerste dag wat ek vir my lisensie gegaan het, was die eerste dag wat ek moes gery het aan die ander kant van die pad. So dit was nogals 'n bietjie sedentêr. Maar jy het dit gekry? Ja, die eerste keer gekry, dit was eintlik baie maklik. Ek dink dat mense kop dink dit is erg, maar ek soek die hele tyd die stopteken aan die linkerkant van die pad. Maar ek het daarom dit gekry. So ja, ek dink Jacques sal eintlik meer kan sê. Ek dink vir alle H2A werkers, al is 'n mens saam met mense, al werk jy dalk saam met 'n Suid-Afrikaner of wat, mens voel maar alleen. Dis wat hy maar baie keer vir my gesê het. En ek dink dit is eintlik reg dat ons nou saam kan wees. Awesome. Ek is so dankbaar. So saam goedjies ervaar. Jy weet, as hy my altyd vertel het hy was nou hierso en hy was hier, nou kan mense dit saam ervaar. En dit is lekker. Dit is regtig amazing. Maar soos ek sê, die verlange is maar nog steeds groot vir die mense wat jy agterlos in Suid-Afrika. En dit maak nie saak wat se challenges ons land het nie. Dit bly jou land, dit bly jou mense. Dit is maar net die realiteit. Jy sal altyd lief wees vir jou land en goeders. En ek voel Jacques in enige plek in die wêreld, dit gaan nie vir my spesifiek oor om Amerika toe te gekom het nie. Jacques was nou, jy het hier gewerk. Vir my het dit gegaan om net saam met my man te wees. Maak nie saak waar hy was nie. Net om saam te wees en goeders. En wat ek net vir mense kan sê is, as jou man of iemand in Amerika is en jy wil graag saam gaan, moet net nooit moed opgee nie. Dit het ons 3 jaar gevat en ek is seker van as mense daar in Suid-Afrika nou wat al kyk wat sê, ons probeer al langer 10-1, maar moenie moed opgee nie. Ek sê altyd, ons tyd is nie die Here se tyd nie. Ons het daai tyd gedink, dit gaan gebeur, dit gaan vinnig wees. Ek het my salon toegemaak, daar was al 'n geleentheid, dit het deur die mat geval en elke jaar was mense 'n bietjie meer neergedruk wanneer dit nie gebeur nie en Jacques moet weer op die vliegtuig klim en ek moet agter bly, maar na 3 jaar was daai deur vir ons oopgemaak. En hier is ons, dit voel tog elke dag baie keer baie onwerklik. En goeders, maar dit is vir my die so groot voorreg om klein goedjies is, my man kom vanaand by die huis en ek kom vir hom kossies gemaak het. Ja, dis awesome. Ek hoef nou nie elke aand steak en chips te eet. Ja. Maar ja, ek hou net aan en ons kan nie vir mense werk kry goeders sien, mense moet maar werk soek en maar net aanhou en bid en hoop dat daai deur sal oop gaan iewers.
soos ek sê, ons kan nie praat vir hele Amerika nie. Mense kan net praat oor die ervaring wat jy self beleef. Soos Ja kan net praat oor die werk wat hy gehad het en waar hy was en goeders. Maar hier waar ons nou is in Parkston, is 'n klein dorpie. Dit laat dink by baie aan die Vrystaat. Dis net mielielande en die gemeenskap is klein en goeders. Die mense is verskriklik welcoming, ekskuus, nou die Engels. Maar hulle stel belang in 'n mens en regtig, weet jy, ons word genooi na dinge toe. Na die dag byvoorbeeld was daar troue. Ons ken nie eers die mense nie. Dit was by 'n barplek gewees, wil ek al sê, aan die agterkant en die mense nooi ons sommer, ons moet kom saam dans by 'n troue. En ek weet ons ken nie eers die mense nie, maar dis soos hulle is. Hulle wil jou deel maak van alles in goeie. So hulle stel baie belang in mense. Ek dink hulle wil ook graag meer uitvind oor ons kultuur. Ja, en hoekom kom ons Amerika toe? Dis 'n groot ding, hulle kan nie verstaan. Ja. Altyd hoekom sal ons land verlaat. Goed, as jy maar bedoel, ons weet, julle wat ons nou kyk en so weet wat is ons situasie in Ja, ons en land. elke mens se situasie is anders. Ja. Om die waarheid te praat, ek meen niemand wil graag hulle land verlaat. Maar elke persoon het sy eie kruis wat hy dra en elkeen weet hoekom hulle daai besluit gemaak het op die einde van die dag. Maar een ding wat ek kan sê is ons het 'n pragtige land in Suid-Afrika. Dis ook beautiful hierso. Maar mens moet nooit sê 'n ander plek is mooier as 'n ander, want ons land is beautiful. Ons het regtig 'n mooi land ten spyte van al die dingetjies wat aangaan daar en goeters. Ten spyte van al daai dinge bly ek lief vir my land. Ja, en ek bedoel, Bly ek want mens besef soos as jy hier is mieliepap. mis Mis mieliepap. Hulle het seker ek dink hulle het soos daai grits en jy kan dit koop by Walmart. maar dit is nie dieselfde nie. Dit is nou nie Awiza of Ja, daai goed wat ons eet daar mens nie. mis, daar's baie klein goedjies wat 'n mens baie mis. En ek dink is net mens mis jou Afrikaanse kultuur. Die mense, groet mense wat jy nou ken en sien en mense wat kom braai en kuier en Ja, goed. maar ek het al baie Suid-Afrikaners hier ontmoet, daar waar ek nou werk. Ja. Dis eintlik snaaks, die dag ek wil try na my mooiste Engels en kyk, vir myself klink ek baie funny as ek Engels praat. En is my mooiste Engels, hi, how are you? En toe kap nee, dit gaan baie goed met my en met jou. Hy hoor weer die Engels. Toe is dit 'n Suid-Afrikaner en dis lekker want ek veral dink ek ontmoet baie Suid-Afrikaners wat in die omgewing werk. So is ook lekker om mense rondom jou wat jou taal ook praat en goeters, dis baie nice. Ja, dis nice om. Ek dink jy weet jy het nou gesê ten spyte jy weet van wat in ons land aangaan. Ek dink vir my die grootste rede hoekom ek oorgekom het is daar 'n geleentheid. Jy weet dit was vir my 'n geleentheid wat daar het 'n deur oop gegaan. Ja, jy het dit gaan soekie. Nee, Jy het dit gaan soekie, iemand het jou. Wel, mense het gesoek vir 'n geleentheid, ek dink, maar ek het nooit gedink in my lewe, okay, hier gaan 'n deur oop of ek jy gaan na Amerika spesifiek, werk. Ja. Dit het net gebeur. Ja, so ek dink dis hoekom baie mense is desperaat want die werk, ek dink dis die probleem in Suid-Afrika eintlik. Ek meen daar's baie probleme, maar vir my is die bestuur van die land en die rede hoekom daar nie werk is nie. Ek dink dis hoekom mense kyk na die opsies en ek moedig altyd mense aan, jy weet, probeer en kyk waar kan jy dalk regkom, maar op die einde van die dag is dit absoluut die Here se wil as jy glo. Jy weet, so ek bedoel ons glo in die Bybel, ons glo in die bloed van Jesus en al daai. So vir my was dit belangrik dat ek die Here se wil volg, jy weet, en ek dink dit het gebeur. En ons deel hierdie goed, ek deel hierdie op my channel so goed, sodat ander mense ook kan sien, ons is net normale mense, ons is niks special nie. Ek bedoel, as jy glo en vertrou en vir die Here vra, hy is die deur oopmaker, hy sal vir jou die geleentheid skep. En so ek dink moenie opgee as jy dink, ekskuus, ek wil jou gevra, ek dink die mense wil ook weet, soos, wat doen jy presies? Okay. Soos by jou werk. Ja, wel, laat ek eers sê, ek was vir baie jare haarkapper, haarkapster. So hierdie was nou nogal se hele 180 draai. Ek werk soos ons garage cafés het in Suid-Afrika, ek werk by so 'n plek. Dit is ook soos 'n takeaway. So ons hulle verkoop pizzas en pastries, gebakte goedjies en brode en sulke goeders. So ek werk agter in die deli, maak ek ook maar pizzas en burritos en cinnamon rolls, sulke goedjies. Of ek werk voor by die tol. En ja, so verkoop maar die goedjies by die tolwerke goeder. So niks fancy nie, 'n baie eenvoudige werk. Werkskofte. Daar's 3 skofte wat ek werk van die oggend 6:30 tot die middag 2:30, soos 8 ure skofte, of jy werk 8 tot 4 of jy werk nou die nagskof wat van 3:00 die middag is tot 11:00 die aand. Dis nogal se te werk nie.
Dit was 'n bietjie die aanpassing die laat ene, maar ek meen jy werk net 8 ure skof. By ons, dis nou nie soos die plaaswerk waar jy reg oortyd werk, so jy werk jou dink ek 40 ure as ek dit reg het 'n week en goed, en dan kry jy nou daartussen af en ek kry elke tweede naweek af. En dan soos nou volgende naweek werk ek byvoorbeeld en dan is ek nou weer 6 dae aan en dan kry ek weer 'n dagie af. So dis eintlik baie lekker. Ek hou baie van die vroegoggendskof. maar as ek half 2 die middag klaar en dan kan ek nou lekker ontspan en kossies maak of whatever. Maar ja, dit is regtig is 'n goeie werk. Dit is enige werk is 'n goeie werk, maak nie saak wat jy doen nie. Of jy straattevee wat ek meen werk is werk en ons is almal desperaat om 'n werk te hê en 'n geldjie te verdien. Die realiteit is, dit is 'n goeie geldjie vir ons hier in Amerika om terug te vat. Wat nou vir baie nice is, ons kon nog nooit spaar nie, want jy weet, al werk in Amerika, jy moet nog steeds hier betaal in Suid-Afrika en krag betaal in Suid-Afrika en daai uitgawes daar hou nooit op nie. Maar met my en Jock nou saam is, kan ons dalk nou ietsie wegsit, ook vir ons oud raak. As jy ver, oud raak 'n bietjie pensioen of ietsie wegsit en goeders. Maar ja, ek het nie 'n glamorous job nie, maar ek geniet dit. Ek het nooit gedink ek sal kos maak en sulke goeders nie, maar dit is eintlik baie nice en is baie besig. So jy's konstant besig en as die tyd gaan net so verby, dan is die dag verby. Ja. So ja, en soos ek sê, ek werk saam met baie nice mense. Baie nice mense. Maar dit is soos enige ander werk. Jy staan op, jy gaan werk, jy kom huis toe en ja. En ek dink sal jy permanent hier kom bly as jy die geleentheid kry? Wel, my gevoel nog altyd was, ek hou van die H2A en die H2B visas, juist vir die feit dat 'n mens kan huis toe gaan. Ek is nogals baie gesinvas, soos my ma, my pa, my suster en haar 3 dogters. So is vir my baie nice om te weet, ek is 9 maande hier, maar ek kan huis toe gaan en 2-3 maande of hoe lank, jy weet, wees saam met my familie wees en goeders. En dis vir my baie lekker, maar ek meen as ons 'n geleentheid kry, sê nou maar iemand wil ons 'n groen kaart sponsor of whatever, sal ek nie nee sê nie vir die geleentheid as dit op ons pad kom nie. Maar my gevoel is, jy weet, ek hou van die visa, ek wil huis toe gaan, ek wil maar met die realiteit is ook ons ouers word ouer en ek wil, jy weet, dit is vir my lekker om te weet ek kan hulle weer sien elke liewe jaar. Maar ja, weer eens, as 'n geleentheid op ons pad kom en Kan mense kyk na dit? Mens kan kyk na dit. Mens sal, soos ek sê, mens sal nie nee sê nie en ek is lief vir ons land. Ek is lief. Dis great hier. Dis baie lekker. Ek kan nie praat van ander state nie of ander dorpe nie. Ek was nog net hier. Self-Dakota, maar dis regtig. Dit is ek dink my nogals baie aan huis. Dit die gemeenskap en ek dink die weer ook 'n bietjie is redelik dieselfde. Nee, skout. Maar dis lekker, ek like die koue. Ja, behalwe nou die sneeu, maar ek dink ook mense moet besef dat as jy op H2B of H2A werk, dat jy kan weer teruggaan, obviously, want jy moet teruggaan want jou visa verval op 'n sekere stadium. En dan kan jy daarom weer die mense by die huis sien en op H2A en H2B die geld wat jy maak is redelik alles wat jy kan huis toe stuur, behalwe nou die kos en die goed wat jy moet koop. Ja, maar dit is as jy moet, en ek dink baie mense is nou op 'n jy weet 'n lyn waar hulle moet besluit wat wil hulle doen, gaan hulle dalk die refugee ding vat of iets, maar ek het al met 'n paar Suid-Afrikaners gepraat wat in Amerika bly en wat nie op 'n visa is nie, hulle werk, hulle bly permanent hier. Dan het jy baie onkoste wat bykom, soos huis hier of 'n huis wat jy gekoop het wat jy moet afbetaal. Dan is die geld wat jy dan huis toe kan stuur baie minder. Jy weet, as jy moet dalk vir iemand nog sorg by die huis en goed. So ek dink mense moet net dit ook in ag neem dat as jy hier gaan kom bly in Amerika of jy kry dit dalk reg om op die refugee program in te kom en jy kom Amerika toe, gaan jy nie soveel geld kan maak of wegsit nie. Ja, die realiteit is, want dan gaan jy hier moet lewe. Ja, kyk, soos ons nou, ons betaal nie vir krag nie, ons betaal vir, hulle noem dit utilities, ons die gas en al daai goeders. Soos ons betaal nie eintlik hierdie, alhoewel ek effens 'n contribution gee. Petrol, okay, ek het nou my eie karretjie gekry, maar ons moet vir haar karretjie koop, want dit maar dit is nie nodig op die H2B eintlik nie. Maar dit is om by die werk te kom. Ja, maar ja, ons sal 'n ander keer oor dit gesels, maar die realiteit is as jy hier kom bly permanent, dan moet jy al daai goed betaal. So ek het net in die week met 'n vroutjie gesels, sy's 63.
sy sê ook sy kan nie ophou werk hê want medies in Amerika is baie duur byvoorbeeld. Sy sê dan verloor sy haar mediese fonds. So hierdie mense sukkel ook maar om te survive net soos ons in Suid-Afrika dit moeilik vind want elke land het sy probleme. Elke liewe land het sy probleme. Ons ervaar nie dit hier nie, want dit wat ons verdien is eintlik half, jy weet, ons hoef net kos te koop hierso. Alhoewel ons nog steeds alles betaal by die huis, maar ons verstaan, dit is 'n anderste ballgame as jy besluit om te immigreer of whatever manier jy hier wil kom. Dan gaan dit maar ook afhang hoeveel jy betaal word en goeders en soos want jy moet soos Jacques sê, jy moet 'n kar hê, jy moet 'n huis hê en alles. So hierdie visas is 'n baie en ek dink veral vir jong mense, veral of jy weet hulle kan oorkom, hulle kan kom werk, hulle het geen responsibilities nog en by die huis soos hulle dalk nog nie polisse rarig nie. Hulle vrou en kinders nie, hulle het nie huis wat hulle moet betaal of krag wat hulle moet betaal nie. So as daai ouetjie of meisie en hulle is 24 of 22 of hoe oud ever en hulle kry, kom ons vat net 'n voorbeeld 60, 70,000 'n maand, is daai geld in hulle sak. Waar ons wat al nou in ons 40's is, en goeders, ons het baie uitgawe, early 40's, ek is early 40's, jy nie meer nie. Ons het al daai verantwoordelikhede terug by die huis. So jy spaar nie baie nie, want as jy by die huis kom, jy moet nog steeds goed betaal vir daai 3 maande of 2 maande of whatever. Daai uitgawes bly aangaan, maar dan werk jy nie daai maande nie. So ons moet geld wegsit om te kan lewe nog die paar maande wat ons nou by die huis weer is. Goed, so daar's 'n groot verskil tussen 'n ou wat oorkom wat getroud is en 'n vrou het en kinders het, as wat 'n jong ou oorgaan wat geen verantwoordelikhede. En dis great vir daai jonges want as hulle slim is, kan hulle baie geld wegsit en hulle kan dalk 'n huis koop in Suid-Afrika of hulle kan 'n kar koop of whatever. Wat 'n ouetjie van 21 in Suid-Afrika net uit die skool uitkom, hy gaan nie 'n werk kry wat hom 70,000 of 80,000 rand 'n maand pay nie. So hulle het 'n absolute amazing geleentheid om vroeg in hulle lewe goed by mekaar te kan maak, 'n neseiertjie of whatever hulle daarmee wil doen. Baie doen dit nie, maar so ons doel is eintlik, ons groot doel op die einde van die dag, ons het nie 'n pensioen nie, so ons wil begin. Ons maar nou nie. Dit 'n kleintjie. Ons wil geld eens wegsit vir wanneer ons ouer is. Ons het die kinders nie, jy weet, ons moet sorg dat ons 'n geldjie het, laat ons daarom na onsself kan kyk. En dit. Ek dink ek wil net ook sê, kyk, Amerika het baie geleenthede. So wat ek agtergekom het in Amerika is dat al moet jy nou hier kom refugee of hier kom bly permanent of wat ook al die geval mag wees, jy kan met 'n klein salaris in Amerika kan jy survive. Ja. Maar in Suid-Afrika kan jy nie. So ek dink dit is wat nog die verskil is hierso. Hier's baie geleenthede. Ek bedoel as jy bereid is om hard te werk en jy is bereid om jy weet jouself te bewys of wat ook al, sal jy ver kom. Ja, die verskil is met $1 kan jy letterlik nog iets koop hier. By die Dollar General. Dollar General. Jy kan 'n skoolgoed seep, whatever, waar in Suid-Afrika kan jy 'n sweetie koop dalk met R1. So dit is maar wat die verskil is. Hulle geld het nog waarde. Het nog 'n bietjie waarde. Dis hoekom jy dalk met 'n baie lae salaris hierso kan jy nog redelik oor die weg kom. Maar ek hoop het ek alles geantwoord wat jy wou geweet het. Ja, ek dink almal wou maar net geweet het hoe is dit vir jou, hoe ervaar jy dit en geniet jy dit en want ek dink dis wat belangrik is. Ek bedoel vir my was dit belangrik dat ek moet saamkom sodat jy kan experience wat ek experience. Maar ek dink baie mense wil baie graag oorkom. En ek dink julle kan op my YouTube en op al my kanale goeters sal hordes video's wat ek verduidelik hoe om te maak en wat julle moet doen. H2B is 'n bietjie 'n nuwe ding vir ons albei, maar ek dink ek het al vir Asie gevra of jy weet ek bietjie met haar agent kan chat. Maar die agent sit in 'n ander land. So ek dink die agent se preference sal altyd wees om eers sy mense te help. So maar ons sal Jacques sal rarig gaan kyk of hy 'n bietjie meer kan uitvind oor H2B agente. Ja. As daar dalk 'n H2B agent is wat kyk of iemand wat kyk of van iemand weet, asseblief comment laat weet ons dat ons in kontak kan kom met hulle en kyk hoe ons meer mense kan help. Ek dink tog op die einde van die dag is dit my hart rarig om soveel mense te help om werk te kry. Al kan ek nie fisies die werk vir jou kry nie, met inligting, met raad en met advies en net om die realiteit van Amerika aan julle te kan oorgesels, want ek dink dit is, ek bedoel, ons omstandighede is anders, jy weet, ek en Nasie het nie kinders nie, so dit was baie makliker vir ons kon baie makliker oorkom, ons het as ek kinders gehad het, sou ek nie sommer gekom het nie. Maar
ek wil net bydra as ek kan. Dis nie my channel nie, dis Jokes se channel, maar ek wil net sê Het jy 'n channel? nee, ek het nie 'n channel nie. Ja, maar Dis dit 'n is nou once and begin. only interview dingetjie die. Dit het my hoe lank is ons nou al hier? 'n maand en 'n half. Ons is 'n maand en 'n half hier. Maar okay, dis eintlik goed want 'n maand is goed om redelik. Maar Ek moes haar baie mooi ek was convince. Ja, maar ek wil net Maar jy doen sê great. elke persoon se situasie is anders. Jock het nie al die antwoorde nie. Ek het nie al die antwoorde nie. Soos hy sê, dis sy hart om mense te help wat graag wil in Amerika kom werk. maar ek weet Wat- ek ken iemand wat al die antwoorde het. Maar soos ek sê, is gaan volg sy channel, sy kanaal en gaan kyk sy video's as jy graag werk wil hê. Partykeer is dit maar net die vraag van hoe om te begin. Jy Waar weet, begin soos, 'n mens? hy kan nie vir jou werk kry nie, maar hy kan jou help met die stappe om dit dalk makliker die proses te maak. Ja. Soos ek sê, ek is seker van hy gaan uit sy pad uit gaan om 'n bietjie van die Die H2B te gaan uitvind vir mense wat 'n bietjie belangstel in dit. Soos ek sê, die geleentheid het op ons pad gekom, om my werkgewer het gehelp met alles en hulle agent. So ek sal graag wil bietjie rarig agente van Suid-Afrika H2B laat ons vir mense kan vertel, promote oor dit en goeders. International Connections. Dis Daar's een nog een, hè? New Horizon en International Connections maar in die Ja. deskripsie. Ek onthou nou, dis een van hulle. Maar ja, mense, weet julle wat, ek dink hou aan glo, hou aan bid. Ek het dit gesien en ek sien dit baie in my lewe. My vrou is hier om te getuig van hoeveel keer ons Hemelse Vader deure oopmaak en geleenthede skep waar daar regtig geen ander way was nie. Daar was nie ander opsies nie. So ek bedoel, dit is maar my gebed en hoop vir julle elkeen, almal wat kyk wat iets soek en regtig desperaat is. Ek bedoel die Here weet dit. Vat daai desperaatheid, vat daai frustrasie na hom toe, bid daaroor, sê Here help my. En hy doen. Hy gee altyd 'n antwoord. Hy sal jou nie drop nie. En as jy bereid is om te werk, hierdie mense soek regtig, hulle wil net hê jy moet opdaag. Hulle wil hê jy moet opdaag gewerk, jy moet hard werk. Opdag vir jou skof, Vir vir jou skof skof klaarmaak. Ja, en soos ek sê, as jy bereid is om te werk en jy wil die stappie vat, soos ek sê, elkeen se situasie is anders in die lewe. So moenie judge nie. Daar's Ja. baie keer mense wat 'n bietjie lelike comments kan los oor mense wat hulle land verlaat in ander lande. Ek sê altyd elke persoon se goed is anderste. As jy die stappie wil vat, doen aansoek oral waar jy kan en goeders. Ek en my man is baie gelukkig om hier te werk. Maar ons sal baie bly wees om einde van die jaar weer 'n bietjie huis toe te gaan. Maar dis absoluut awesome hierso en hou net aan glo, hou aan met aansoek doen. Moenie opgee nie. Moenie agteroor gaan sit en dink die Here gaan net vir jou die werk net altyd bring ook. Jy moet ook maar gaan kyk waar is werksgeleenthede, gaan aansoek doen en Klop. dan ja, Klop aan die deure, klop by soek. die deur, soek en goeders. Vind. En soos ek sê, kyk, daar's 3 jaar vir my wat ek moes gewaag het en geduldig gewees het en hier het gebeur. So dalk is ander mense weer gelukkig. Dit Eerste gebeur jaar. dadelik en goeders. Elke Ja. persoon se goed se anderste, maar ek wil net sê, hou aan, like, subscribe. Hulle sê altyd like, subscribe. Like, subscribe. Ja. Ja, en Ja, ouens, en ek dink ook laaste ding as ons klaar sluit ons af is ek dink daar's 'n geleentheid nou met die refugee program. Gaan ondersoek dit en ek sal die webwerf die US Government Refugee Program webwerf in die deskripsie sit. Gaan ondersoek dit vir jouself en gaan kyk wat se opsies daar is vir jou en hoe dit vir jou en jou gesin dalk sal werk. En ek weet ouens, ek weet daar's mense wat sukkel in Suid-Afrika. Ek praat met baie van julle ingoeters en dis die probleem. Ek sal in Suid-Afrika wil bly as iemand vir my kan werk aanbied wat hierdie tipe geld betaal, maar realisties is dit net nie moontlik nie. So, ouens, dankie vir die kyk. Dankie Asie. Ek waardeer dat jy op my kanaal gespring het. Hop Asie. o ja, nee, is dit hier. Maar ek waardeer dit. Ja. Ek waardeer dat jy saam gepraat het en goed. So, julle kan Asie ook gaan volg Nee, ek het nie 'n channel op nie. Facebook. Ja, sy post nou en dan 'n fotootjie. So nou en dan. Ja, Nee, julle nee, daar sien. ek het nie 'n channel die wat volg. Ja, dankie julle waardeer die kyk en ons praat weer gou. Ons praat gou weer. Bye.